Ons almal moet eendag aftree, maar nie almal is finansiëel voorberei daarvoor nie. Elizay Coetzee van Everest Advisory Services is hier om ons te vertel hoe ons beter kan beplan vir aftrede. Elizay, welkom terug. Lekker om weer te wees. Ek wil graag met so 'n bietjie statistiek begin, want ek sien statistiek toon dat slegs 6% van Suid-Afrikaners gereed is om af te tree, terwyl slegs 1 uit 10 Suid-Afrikaners gemaklik kan aftree. So, hoe raak dit die gewone werkende mens? Ja, op die einde van die dag sien ons meer ouer mense in die werksplek wat dit is, ek sou nou sê ouer as 70, want baie mense dink 70 is ook 'n okay tyd om af te tree, en as jy enigiets ouer as dit is in jou werk, dan is dit of bietjie jy weet, ek kan nie glo jy is nog hier nie. Ja. So dit sien jy nogals baie in die werksplek, en onder andere dan nou in plaas van dit ook, dan sien jy nou weer mense wat jy weet baie afskaal, jy sien dit gaan swaar, hulle verkoop baie van hulle bates indien enige, en net om op te maak vir daai bietjie, jy weet, ekstra beleggings wat hulle kan byvoeg waar hulle nou inkomste van kan verdien. Op die einde van die dag gaan dit also oor beplanning, so daar's dalk nie noodwendig 'n goeie doelwit geskep nie, of daar's dalk finansiële ontwrigting wat plaasgevind het, en dit is hoekom jy dalk nie okay kan aftree nie. So alles gaan nie noodwendig net oor 'n doelwit wat jy nie gemaak het nie, maar dalk iets het gebeur in jou lewe, en dit is ongelukkig nou maar die waarheid. Ja. So hoe kan iets eenvoudig soos 'n aftreeplan of 'n kontrolelys mense help om beter besluite te neem? Ja, kyk, as jy byvoorbeeld nou maar ry ergens heen en jy het nooit regtig 'n bestemming nie, jy weet, jy gaan dalk ergens vashak waar jy nie moet vashak nie. Ja. So dit is maar die kort en die lank daarvan. So, jy weet, dit is beter om vir jouself 'n doelwit te skep. Vat jou huidige salaris, laat 'n finansiële beplanner vir jou 'n plannetjie saamstel om seker te maak, weet jy wat, hierdie is die opsies wat ek het om by my doelwit uit te kom. Hoe lank gaan dit neem om by my doelwit uit te kom? Dit maak jou 'n bietjie meer van 'n ingeligte belegger op die einde van die dag. En natuurlik, daar's belastingimplikasies wat jy dalk op uitmis, en jy weet, daar's 'n hele ander wêreld wat jy dalk nie eers van weet nie. So kry advies en word 'n ingeligte belegger op die einde van die dag om seker te maak jy kom by jou doelwit uit, sodat jy nie hoef te werk tot jy 80 is nie. Kan jy dalk miskien met ons 'n praktiese voorbeeld deel, wanneer ek byvoorbeeld met, kom ons sê 10 miljoen rand, of nee, kom ons sê 5 miljoen rand liewer, oor 10 jaar wil aftree? Ja, so daar kan ons byvoorbeeld sien, as jy nou wat hulle noem 'n time value money sommetjie doen, dit is eenvoudige wiskunde. So as jy veronderstel 'n algemene opbrengs van 8% per jaar kan verdien, per jaar nou vir die volgende 10 jaar, en jou premie kan byvoorbeeld ook styg met 'n 10% per jaar, dan kan jy begin met so R17,000 per maand. En wanneer dan jy nou jaar op jaar 'n 8% verdien, gaan jy by 5 miljoen uitkom. So as ons nou jaarliks jou portefeulje hersien, en ons sien, okay, die eerste jaar het jy sê maar 16% verdien, dan is die drukking soveel minder om dan nou die premie te handhaaf. Ja, jy moet nog steeds jou premie handhaaf, en hy moet opgaan, maar die drukking is dan bietjie minder op die opbrengs wat daai 8% moet presteer, en volgende jaar is hy bietjie meer lenient, maar tog bereik jy tog maar jou doelwit. So ons bereken altyd wat hulle noem worst case scenario. 'n 8% is dalk bietjie meer na best case, maar jy weet, in vandag se markte kan jy sien, daar's van die fondse wat oor die 20% presteer. Dis 'n jy weet 'n algemeen gebalanseerde fonds. Ja, ons is nou in 'n bullmark, maar jy weet dit gee bietjie meer jy weet kalmte in die see vir volgende jaar of 'n jaar daarna. Maar op die einde van die dag moet dit nie jou wegskram van jou doelwit af nie. En is daar 'n wenk rakende spaar vir aftrede waarvan ons moet weet, byvoorbeeld wanneer dit kom by iets soos belastingvoordele? Ja, natuurlik. So die een van die wonders van die wêreld is artikel 11F, wat ek ook al genoem het. So as jy nou byvoorbeeld sê maar net veronderstel jy betaal 45% inkomstebelasting, jy is nou in die hoogste skaal, en jy weet, jy wil nou 'n bietjie minder belasting betaal, of op 'n manier jou belegging so struktureer dat jy belastingvoordeel kan trek. So as jy veronderstel R350,000 in 'n anniteit kan belê, kan jy tot en met R157,000 terugverdien van SARS af. Dis nou inkomstebelasting wat jy op daai 350 betaal het. Daai kan jy nou weer herbelê, of jy kan dit spandeer soos hoe jy ook al wil. So hoekom nou nie minder belasting betaal, of hoekom nou nie van daai artikel 11F gebruik maak nie? Ja, en dan wil ek ook vra, wat is die een vraag wat elke kyker wat vandag ingeskakel is vir hulle self moet vra?
Wel, op die einde van die dag, daar is finfluencers soos wat ons al teëgekom het, wat nie noodwendig die kennis het nie, wat voorgee byvoorbeeld, hierdie is 'n goeie beleggingsproduk. Jy weet hulle het goed gedoen, hulle het goed prestasie gekry en as hulle nie noodwendig die kennis ten opsigte van jou portefeulje, jou belastingimplikasies, jou boedelbeplanning. Op die einde van die dag, as jy 'n belegging nader, moet jy verstaan wat jy jouself voor inlaat, wat is die termynverbonde, wat is die belastingimplikasies, soos hoe gaan jy uit dit uitstap op die einde van die dag? Dit is soos dobbel. Jy weet min of meer, jy weet dit wat jy nou insit, gaan jy dalk alles verloor of gaan jy bietjie meer konservatief, gaan ek bietjie meer van 'n 50-50 kans vat of hoe gaan ek dit struktureer dat ek definitief 'n opbrengs kry uit hierdie ding uit. So as ons met influencers, jy weet daai tipe aanraking kan kom, praat eerder met 'n CFP of 'n finansiële beplanner wat geregistreer is en opgelei is om vir jou kundige advies te gee en wat op rekord is. So daar kan jy iemand verantwoordelik hou vir advies. En as daar enigiets skeefloop, kan jy daarna toe terugval. So wat sê jy is die grootste fout wat mense maak wanneer dit kom by hulle finansiële beplanning? Jy weet die eintlike ding is natuurlik tyd. So almal dink jy kan wel dit is al bewys jy kan nie tyd koop nie. So dis nou een ding. So vandag is die tyd. Asseblief begin belê vandag. Ja. En jy het ook 'n gratis gids oor aftreebeplanning beskikbaar. So vertel ons net gou vinnig meer daaroor ook. Ja, so dit is eenvoudige wiskundige, soos wat ek nou maar genoem het ook, 'n gids wat vir jou uitwerk wat jou doelwit behoort te wees. Jy gaan dalk 'n hartaanval kry as jy sien wat jou doelwit moet wees, as jou huidige salaris moet opblaas teen die ouderdom van 65 of wanneer jy ook al wil beplan om af te tree. So en dan bereken dit vir jou hoeveel jy moet spaar op 'n maandelikse basis of 'n jaarlikse basis afhangend van jou behoeftes. En dan werk dit ook jou wat hulle noem provisions in, as jy al reeds 'n portefeulje het, hoeveel moet jy ekstra spaar, hoeveel is daai hoeveel sal daai beleggingswaarde wees op die ouderdom van 65. So dis nogal 'n oulike ding om in ag te neem. So en jy kan met hom speel. Ek gee hom vir jou, dis gratis, of jy kan vir my sê Elisay, weet jy wat, ek wil nie hierdie doen nie, doen jy dit vir my? Hier is my scenario en werk dit gou vir my uit. En sê gou vir ons, waar kan ons meer inligting in die hande kry of kontak maak? Ja, gaan besoek gerus ons webtuiste op everestadvisory.co.za en maak asseblief kontak met ons. Ons is gretig om jou te help. Nou Elisay, dalk moet ek ook sommer 'n persoonlike afspraak maak vir daai gratis gids. Baie dankie dat jy ons vanoggend meer kom vertel het en weer by ons kom kuier het. Daar's lekker dag. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou dat al hierdie gesprekke ook beskikbaar is op ons YouTube kanaal. So al wat jy hoef te doen is om die YouTube kanaal te besoek om weer na hierdie insiggewende gesprekke te gaan kyk en te luister. Daar is nog baie wat voorlê. Onthou Franja Du Plessis kuier ook later hier by ons in die ateljee, maar vir nou kan jy ingeskakel bly want ons is net hierna weer terug.